Ek wil graag teruggaan na 'n baie belangrike ding wat Chris Wyatt onlangs gesê het, waaroor ek ook 'n video gemaak het, waar hy 'n direkte dreigement gee, um, teen, Cyril Ramaphosa. En ek gaan gou die stukkies is vir jou speel hierso, en dan gaan ek vir jou iets verduidelik. Want dit wat hy sê, is eintlik, bietjie daar's disinformasie. So, hy sin speel op een ding, maar is eintlik 'n ander ding. Kom ons kyk gou-gou wat hy sê. That's true or not, I don't know. Those are simply allegations made in the press. What I can say for sure is that I smell a rat. And it's not just in Tehran, it's in Pretoria as well. And if I can smell that rat, the U.S. intelligence community can smell it, knows where it died, knows how it died, knows who's responsible for that dead rat. If I were Cyril Ramaphosa, I would be very concerned, and I would start making sure that my protection unit is close at hand. Is there a SEAL Team 6 raid in his future? I don't know. All I can say is that when the jacarandas are in bloom, Pretoria is a lovely town, SEAL Team 6. Tell me how it goes. Cheers, South Africa. Santi. Dat hy, eintlik is dit sy vrou wat dit gesien het. Sy vrou het gesien dat daar 'n sluipmoordpoging is op Cyril Ramaphosa. Hy word raak geskiet, maar hy word nie doodgeskiet nie. En ek onthou ek het dit hier op TikTok geplaas, maar ek kry dit nêrens nie, is weg. So dis seker afgehaal. En hierdie is 'n baie belangrike ding. Onthou wat ek sê, profeseë val nie uit die hemel uit nie. Dit is nie, jy staan een môre op dan het iets gebeur nie. Daar's altyd 'n aanloop. Daar's sekere dinge wat na vore tree. As jy dan nou teruggaan en sê, o, maar daar was 'n merker, daar was 'n merker, daar was 'n waarskuwing, en niemand het daarin ag geslaan op dit nie, en toe dit voortgegaan, en dit het uitgeloop op 'n sluipmoord of 'n sluipmoordpoging, of 'n bomaanval, of die tipe van ding. Die merkers is altyd daar. Beteken net, ons is ignorant. Ons leef absoluut in ons eie bubbel. In hierdie video van Chris Wyatt is vir my een baie belangrike merker. Nou, in hierdie video maak hy aanspraak op SEAL Team 6, op iets soos 'n militêre aksie. Want dis wat hulle uitgevoer het daar in Venezuela, dis 'n militêre aksie. Maar die militêre aksie is uitgevoer nadat die CIA almal omgekoop het. Iemand moes die deur oopmaak. So, vir die Delta Team of die SEAL Team 6 om daar in te gaan. So in hierdie hele video het hy hierdie sinspeling op 'n militêre aksie waar jy iets soortgelyk sal kry soos in Venezuela. Nou luister mooi. Dis disinformasie. Reg, so kom ek verduidelik vir julle hoe werk die CIA. En jy kan my gaan toets, hierdie inligting is oral beskikbaar op YouTube en selfs op die internet. Die CIA het na die 9/11 aanvalle op die geboue waar daar 2 vliegtuie in 2 geboue ingevlieg het, en 3 geboue het in een gestort. Ja, dis maar 'n storie. Daar's baie stories daar, maar niemand mag dit ondersoek nie. Hoe dit ook al sy, na daardie groot aanval en die baie dooies daar, toe het die CIA oorgegaan van 'n intelligensieorganisasie na 'n organisasie wat 'n paramilitêre unit aan hulle het. Nou, hoe werk hierdie paramilitêre unit? Hulle het gegaan en voorheen was dit nie so amptelik nie. Hulle het letterlik 'n amptelike paramilitêre unit gaan stig met wat hulle noem Tier 1 operators. Dit wil sê, hulle het by Delta ouens gaan vat, by SEAL Team ouens gaan vat, by die Green Berets ouens gaan vat. Jy kan nou, dan word jy eintlik 'n CIA agent, maar jy's nie eintlik 'n CIA agent nie, jy's deel van die paramilitêre deel. Hulle praat ook van die Activity Center, deel van die CIA. En wat hierdie ouens dan nou doen, hulle word ingestuur vir hoofsaaklik 2 redes, soos wat ek het nou al deur navorsing kan optel. Die eerstens, hulle is 'n killing squad. So jy stuur ouens in om ander mense uit te gaan haal wat vir jou 'n probleem is. Hulle word gewoonlik beskou of gedesignate as, dis 'n terroris wat ons uitgehaal het. Maar hulle haal ook regerings uit, of regeringspersone uit. Enige iemand wat in die pad staan van Amerikaanse belange, of eintlik CIA en deep state belange. So hulle funksioneer as 'n killing squad. Die ander ding is, hulle funksioneer as opleidingspersoneel. Dit wil sê, jy wil in 'n bepaalde area, wil jy manne oplei vir 'n proxy oorlog of vir 'n opstand teen die regering.
Dit moet onderlangs geskied, dit mag nie openlik wees nie. Nou gaan jy hierdie mense oplei. En jy wil hulle goed oplei, anders is hulle kanonvoer. Ek meen, as die veiligheidsmagte van 'n land teen hierdie ouens optree, en hulle is nie opgelei nie, wel, dan is hulle kanonvoer. So jy wil hom iets ordentliks doen, so dan stuur jy hierdie ouens in, hierdie operateurs in, van die Activity Center, paramilitêre groepering, Ground Branch, is die ander naam wat hulle genoem word. En hulle doen dan hierdie opleiding van mense, sê maar van Impisa in Zululand, waarvoor jy dan nou moet Zulu praat, né? Interessant. En jy lei dan hierdie ouens op, en wanneer die moeilikheid kom, wel, dan is daar 'n opgeleide weermag, en ons begin dit agterkom, wanneer ons partymal sien dat MK begin marseer daar in die strate van Natal, dan kom jy agter, maar hulle lyk veel beter as wat hulle gelyk het. Iemand is besig om hulle te leer om te marseer. So, nou so mense dink, ag, maar dit is so stupid, wie worry oor marseer? Ek meen, as jy nou nie 'n klomp looters gaan oplei, wat maak die marseer? Alles te doen met dissipline. So, daar's definitief iemand wat opleiding gee. En wie dit is, weet ek nie. Eintlik weet ek, maar ek mag dit nie sê nie. En vader het my gesê, so, maar ek kan nie hardop praat daaroor nie. Hoe dit ook al sê, is maar buitelandse organisasies, ou moet ons nou common sense sê, ek wil sê alles vir julle doen nie. So, dit is waar hierdie ouens in plek kom, en ek dink dit het ook baie te doen met afluisterapparate en tegniese ondersteuning. Ek verstaan nie baie daarvan nie. Wat ek wel weet is, daar is killing squads wat werk vir die CIA, en sy taak is om 'n sluipmoord uit te voer. Dis sy taak. En wanneer so 'n sluipmoord uitgevoer word, dan word die skuld op iemand anders gepak. Sê maar, op 'n jong seun wat op die dak gelê het, byvoorbeeld. Dis hy het nou die sluipmoord uitgevoer. Alhoewel, dit baie duidelik is, hy het nie die sluipmoord uitgevoer nie. Daar's iemand anders wat dit doen. Maar die skuld word op 'n ander ou geplak. So, daar's 'n sluipmoordpoging, maar weet jy, ons het 'n wit man van die dak af sien kom, so dit moet die boere wees wat 'n sluipmoordpoging probeer uitvoer het op Cyril Ramaphosa. En soos ek sê, luister mooi, Nathan Hambert het die ding voorspel. En ek gaan nou 'n video bysit van John Kiriakou, waar hy bevestig dat die CIA al vir jare killing squads het. So onthou nou, ek het gesê, daai tyd het ek gesê, maar Nathan Hambert praat van 'n sluipmoordpoging op Cyril Ramaphosa, en toe het ek gesê, Cyril Ramaphosa sal vlug uit die land uit. Hulle sal die dinge vir hom so onmoontlik maak, dat hy sal vlug na 'n land toe wat hy voel hy gaan veilig wees. Onthou, ek het dit voorspel, in Desember 2023 het ek dit gesê. So kom ons kyk hoe speel dit uit hierdie jaar. Luister mooi na wat sê John Kiriakou oor die CIA se killing squads. Are hitmen real? Yes. At the National Security Council, there is a committee that meets every Tuesday morning at 9 o'clock to draw up something called the kill list. They sit around a table and they make a list of all the people that they want to kill that week. And then they take it back to the CIA, which has a dedicated unit. I won't tell you the name, but it has a dedicated unit that takes receipt of the list. They say, okay, number one. They drive to the airport, they get on the plane, they go out to that country, they kill the person, they come back, and then they go to number 2 on the list. That happens every single week. Now, we can have a conversation about whether that's right or whether it's wrong. It's certainly immoral. It's illegal, but it's been tasked by the president. At the same time, they will tell you there hasn't been another 9/11, has there? Maybe it's because we're out there killing people. What kind of people would be on that list? Oh, the most dangerous terrorists in the world. Or at least people that the CIA deems to be the most dangerous terrorists in the world.